Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Simson, die sterk man met die geheim in sy hare. Simson was van sy geboorte af besonders. Voor hy gebore is, het 'n engel vir sy ma gesê: "Jou seun sal aan God behoort op 'n besondere manier. Hy mag nie sy hare afsny nie, want sy lang hare sal 'n teken wees van sy belofte aan God." En so het Simson groot geword. Hy was buitengewoon sterk. Mense het van sy krag gepraat. Sy lang hare het in die wind gewaai en oral waar hy gegaan het, het mense geweet: Simson is nie sommer enige man nie. Maar Simson het 'n probleem gehad. Hy het nie altyd mooi gedink voordat hy iets gedoen het nie. Hy het maklik kwaad geword. Hy het soms sy eie plan gevolg, eerder as om God se pad te vra. En sy moeilikheid met die Filistyne, Israel se vyande, het al hoe groter en groter geword. God het Simson krag gegee om sy volk te help, maar Simson het begin optree asof sy krag net aan hom behoort het. Toe ontmoet hy 'n vrou met die naam Delilah. Die Filistynse leiers het geweet dat Simson baie sterk was, maar hulle het nie verstaan waar sy krag vandaan kom nie. Daarom het hulle Delilah gevra om uit te vind wat sy geheim is. Delilah het Simson weer en weer gevra: "Waar kom jou groot krag vandaan?" En eers het Simson nie die waarheid vertel nie. Hy het grappies gemaak en verkeerde antwoorde gegee. Maar Delilah het aangehou vra, dag na dag, tot Simson moeg geword het. Uiteindelik het hy vir haar die geheim vertel wat hy eintlik moes beskerm. "My hare is nog nooit afgesny nie," het hy gesê. "Dit is die teken van my belofte aan God. As my hare afgesny word, sal ek swak wees soos ander mense." En daardie nag, terwyl Simson geslaap het Delilah sy hare laat afsny. Toe Simson wakker word, het hy gedink alles sou nog dieselfde wees. Hy het gedink hy kon net weer opstaan en op sy eie krag staatmaak. Maar iets het verander. Simson het besef hy het sy belofte aan God ligtelik opgeneem. Hy het te lank op homself vertrou en te min op God. Sy arms was steeds sterk arms en sy bene was steeds sterk bene. Maar hy het geweet, ware krag kom nie uit hare, spiere of slim planne nie. Ware krag kom van God. Die Filistyne het Simson gevange geneem en hom in die tronk gesit. Daar moes hy hard werk. Dit was 'n stil en moeilike tyd vir Simson. Maar in daardie stil plek het Simson weer begin dink. Hy het aan sy verkeerde keuses gedink. Hy het aan God se roeping gedink. Hy het onthou dat God hom nie vir sy eie roem geroep het nie, maar om sy volk te dien. En stadig, stil, seker, het sy hare weer begin groei. Dit was nie net hare wat gegroei het nie. Hoop het ook in hom begin groei. En eendag het die Filistyne Simson uit die tronk gebring na 'n groot fees. Hulle wou met hom spot en wys hoe sterk hulle voel. Maar Simson het nie teruggespot nie. Hy het stil gebid. "Here," het hy gesê, "onthou my, help my weer, gee my die krag om te doen wat reg is." En Simson het weer na God toe gedraai. Hy het geweet hy kon niks op sy eie reg maak nie. Hy kon net vertrou dat God hom sou hoor. En God het vir Simson gehelp om 'n einde te bring aan die Filistyne se spottende fees. Simson se krag was nooit regtig in sy hare nie. Sy hare was 'n teken van God se krag in hom. Toe hy daardie krag ligtelik opgeneem het, het hy die gevolge daarvan beleef. Maar toe hy weer nederig na God toe teruggedraai het, het hy ontdek dat God hom steeds kon help. Want ware krag is nie om altyd die sterkste persoon in die kamer te wees nie. Ware krag is om te weet dat jy God nodig het en om weer en weer na hom toe te draai.
Ware krag kom van God. Fluit, fluit. My storie is uit.